wees vanmôre. Terwyl jy so sit, kom ons sluit in ons oë, dan gaan ons die toorn van God nader. Vader, wat 'n voorreg is dit vanmôre om aan U te kan aanbid, wat 'n voorreg vanmôre, Here, om U te kan ken, Here, wat 'n voorreg vanmôre om te kan weet dat U hier is, Here. Ek wil vanmôre elke werk van die vyand wil ek bestraf in die naam van Jesus, elke aanslag van die vyand, elke pyl, as vanmôre afgeskiet word, Here. Here, dankie dat ons vanmôre nie met die werk van die vyand onbekend is, Here. Maar dankie dat U vanmôre vir ons gegee die krag van God, die bloed van Jesus Christus, die Heilige Gees van God in die naam van Jesus Christus, as vanmôre oor hierdie plek skyn. Dankie vanmôre, Here, dat ons kan weet dat hierdie plek is, Here, om elkeen van ons te ontmoet, met elkeen van ons op stil staan, Here. Ek bid vanmôre dat U ons gedagtes gevange sal neem tot gehoorsaamheid in die Gees en in die woord, Here. En dat U kom toe die lof en die eer en dan bring ons hart ons dankie daarvoor. Amen en amen. Rita. Kom ons gee vir pastoor 'n lekker handeklap vir sy verjaardag. Mag hierdie nuwe jaar vir pastoor seëninge en oorvloed bring van liefde en vrede, genade en guns. Mag Jesus jou leidsman wees en voorsien in elke behoefte na die rykdom van sy genade, vir môre, oormôre en elke dag. Baie gelukkig pastoor se verjaarsdag. Ek wil graag 'n gebed doen en ek wil vra die wat sy rug op moet toemaak, net asseblief moet saam met my kom staan. Yeah.
down on my knees and thank the Lord for bringing me peace. Yeah, now lift my hands in His company. We know I'm grateful for what He has done for me. Yes, I praise the Lord. You know I'll praise the Lord. You know I'll praise the Lord. I'll praise the Lord. You know I'll praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise the Lord. I'm gonna fall down on my knees and thank the Lord for bringing me peace. Out of my Thank the Lord.
glory, I believe. On the right hand of God, watching over me. Your love will never end. Your power will always prevail. You feel it and you're risen again. And God, you reign above everything. Same God, we look to see your shame. Always same God, Lazarus breathe. Same God, what heaven to be your same. Always same. It's your desire for me to be with you. Teach me to speak life into these bones. Get up and go. Lord, I'm trying to be perfect like you. Life is fire inside me. Like Moses on sea. Your love will never fail. Your power will always prevail. You defeated death, you're risen again. Now you reign on high. You're the same God. Let me see you're the same God. Let me see you're the same. Always the same. You're the same God. Lazarus breathe. Same God. Brought heaven to me. You're the same. Always the same. Behold, the Lord is put on the mountain. Vision of power and light. There I will see. The darkness will flee. The shade will come back. For the righteous is a man of his word. My God's not a liar or majesty. We fall down knee. Your love will never fail. Your power will always prevail. The fear of the end, you're risen again. Now you reign on high. You're the same God. Let me see your same God. Let me see your same. Always the same. You're the same God. Always be the same God. To be the same. Always the same. You're the same. We sing majesty, majesty. Forever I'm changed by your love. The beauty of your majesty.
Vader, sê moet ons iets deel. Môre julle. Ja, pastor, dit is nou sy verjaarsdag. Hy preek nou elke Sondag vir ons, maar ek dink ons moet vandag vir hom preek. Maar die woord wat die Here vir my gegee het, mense, ek het vanoggend daar gesit en ek kon regtig nie dink hoe hierdie God so iets vir ons kom gee nie. Nou, ek weet nie wie van julle kry nie regtig swaar nie. Ek dink ons almal gaan deur 'n moeilike tyd. En die laaste 3 dae, toe praat die Here met my oor die vul van 'n esel. Nou ons almal weet, Jesus het op 'n vul van 'n esel is hy Jerusalem in. Maar toe Jesus vir sy disippels sê,
gaan vooruit na die dorp toe en julle sal 'n esel vind met haar vul by haar. Bring hulle vir my. Nou hulle moes nie net die vul van 'n esel bring nie. Hulle moes die esel en die vul bring. Nou obviously, ek meen 'n esel, 'n volgroeide esel sal makliker en geriefliker ry. En ons almal weet ook dat die rede hoekom Jesus op die vul van 'n esel gery het, gaan oor nederigheid. Want daar staan in Sagaria 9 vers 9, kom kyk, julle koning kom, nederig is hy. Hy ry op die vul van 'n esel. So dit gaan oor nederigheid. Maar waar kom hierdie dinge vandaan, mense? Eksodus 13, vers 13 kan julle maar gaan lees. Waar kom hierdie ding regtig vandaan? Wat het die Here die idee gegee om sy kind op die vul van 'n esel te laat ry? Nou, ons almal ken die offers. In die Ou Testament moes hulle offers gee as offer vir hulle sondes en hulle ongeregtighede. Maar die enigste dier wat God nie aanvaar het as 'n offer nie, is die vul van 'n esel. Totally onaanvaarbaar by God. As die ou wat gesondig het, iets wou offer, en hy het net die vul van 'n esel, moes hy die vul se nek breek en hom loskoop met 'n lam. Kan julle al die prentjie begin insien hier? Totally onaanvaarbaar by God. Maar hy moes hom loskoop met 'n lam. Ja. Wie was die lam geslag vir ons? Mense, dit wat, toe Jesus nou op hierdie vul van 'n esel klim, voordat hy op daai vul van 'n esel geklim het, wat het deur sy gedagtes gegaan? Hy kon kies om te ry op die esel, gemaklik en gerieflik, maar wat het hy gekies? Die vul, wat moes swaar dra. Daai vulletjie het so swaar gedra. As jy jouself dink, 'n vulletjie van 'n esel is maar so. Ja. Ek het al op 'n ponietjie gery, net so 'n ponietjie. Eendag daai arme ding het so swaar gekry. En dit is juist die ding, die Here Jesus moes 'n keuse maak tussen om op gemaklik te ry en of dit moeilik sou wees, ongemaklik sou wees. En ek sien, die Here wys my duidelik uit hoe ons daai vulletjie is. En dit wat ek sien in pastoor se lewe, dis nie maklik om kind van God te wees nie. Dis nie maklik om die prys te betaal nie. Dis nie maklik om ons koning te vereer nie. Glad nie. Voordat hy opgeklim het, het hulle klere uitgetrek en op die vul gesit. Hulle klere is vuil, vol grond en stof, sweet, het stink na sweet. Maar die vulletjie was bereid om dit te dra. Dit wat verwerplik was by God, het God kom omdraai om vir ons 'n prys te betaal. Ons moet bereid wees om dit te doen. Ons het nou 'n liedjie gesing. En Paulus sê direk daar in Romeine 13 vers 14, beklee julle met Christus. Mense, dit is nie maklik nie. God weet presies wat dit is. Die Here Jesus weet presies waardeur ons gaan. Dit is nie maklik om kind van God te wees nie, maar dis absoluut die moeite werd. Daai ou vulletjie het die vrag gedra. Al was daar vuil klere en gesweete klere op hom, 'n swaar vrag op hom, maar hy het ons koning Jesus by die punt aangebring. En ek sien onsself, ek sien pastoor daarin. Dit is nie maklik hierdie lewe nie, maar dit is die moeite werd. Is absoluut die moeite werd. Thank you, Jesus. Thank you, Paulus.
Sluit die oor daar waar jy sit asseblief. Standing somewhere in the shadow, you'll find Jesus. He's the only one who cares and understands. Standing somewhere in the shadow, you will find him, and you'll know the never ends in his hand. Though the world is crumbling around you, and everything goes wrong, and you feel like there's no use to carry on, just remember Jesus loves you and cares for his own. So trust in him and faith will lead you home. Standing somewhere in the shadow, you'll find Jesus. He's the only one who cares and understands. Standing somewhere in the shadow, you'll find. And you know that the never-ending is hand. Though the devil often tempts you and tries to make you down, the Lord will be there to take you by the hand. With his loving arms around you, he'll gently lead you out. So trust in him, and faith will lead you home. Standing somewhere in the shadow, you'll find Jesus. He's the only one who cares and understands. Standing somewhere in the shadow, you will find, and you know him by the never external evils. En die donker verdek Jesus. Hy sien, wat weet buitens aan. Er staan olievers en die donker verdek Jesus. En ek ken hom aan, die stem uit sy hand. Staan olievers en die donker
hier misschien wat weert en wat verstaan. Er staan over in die gangen van dat Jezus. En ik helemaal, ik spreek mijn kunsten. Sing a constant roar, verdwijn mij vrede, omdat ik weet, ja ik weet het ooit doe. Leven die moeite bij, omdat ik Iemand die Bijbel het. Wat is dit? Johannes 5 vers 15. Ek weet nie van u nie, maar ek het iets in my binneste wat so roer. Want ek sê nou vir jou, die koms van Jesus is baie naby. Ek weet nie wie van u hou die nuus dop nie. Wat in die Midde-Ooste aan die gang is, in Israel. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk, maak seker jy's reg. Dis nie waaroor ek gaan preek vanmôre, ek voel net die dringendheid om dit vanmôre vir u te sê, maak seker jou lewe is so reg, dat jy Jesus sal sien as die blou asiere van God gaan skeer. Ek wil jy moet weet vanmôre, daar gaan 'n wegraping plaasvind, en net hulle wat rein en heilig voor God is, gaan saamgaan. Ek het in die week bestaan op my knie, toe sê ek, Here, help my net om reg te wees. Jou wêreld kom plak so op ons, en ons hou ons partykeer so besig met soveel goed. Daar's partykeer soveel haat en nait en onvergewensgesindheid en sommer net omgekraptheid in ons binnenstes. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy gaan agterbly. Hoor die woord van God vanmôre. Ek sê dit profeties vanmôre vir u. Ek het dit nie vanmôre beplan om dit te sê nie, maar ek sê dit profeties vir jou. Maak seker jou kleed is reinig en skoon. Ons leef in die tyd van die 10 maagde, die volle 10 maagde het aan die slaap geraak. Nie net helfte nie. Die 10 maagde spel uit die kerk van die Here Jesus, en die kerk het aan die slaap geraak, maar ek wil vanmôre vir jou sê, God is besig om die kerk wakker te maak. Ek wil jou vra vanmôre, jy olie in jou lamp, dat as die blou asiere van God skeur, gaan daar nie meer tyd wees om te gaan regmaak met iemand nie. Gaan daar nie meer tyd wees eers om te sê ek vergewe jou nie. Wanneer die blou asiere van God gaan skeur, die Bybel sê in 'n oogwink gaan ons weg wees. En die engele sing waarde. Ek vra jou vanmôre, hoe staan jou hart met Jesus? Hoe staan jou hart met jou medemens? Hoe staan jou hart met jou broer, met jou suster, met jou familie, met jou kerk? Hoe staan jou hart vanmôre? Wat was en wat kom. As God vanmôre na jou kyk, sien hy 'n skoon, rein hart. En die engele sing waarde, waarde, waarde is die Heer.
En die mense sing heilig, heilig, heilig is die Heer. En die mense sing waardig, waardig, waardig is die Heer. En die engele sing heilig, heilig, heilig is die Heer. Hy is, hy was, sal altyd wees. Vader, wat 'n voorreg is dit vanmôre om die woord te kan kom sit. Ek kom hoor wat U vir ons wil sê. As daar een ding is wat ek weet, Here, is dat U hierdie woord in my hart kom lê. U het in my hart gange kom bære. Vanmôre aan elkeen wat in hierdie plek is, elkeen wat kyk, sodat hulle kan hoor wat U vanmôre wil sê. Ek verklaar my totale afhanklikheid van U Gees. Ek ervaar so U teenwoordigheid in hierdie plek, Here. I can feel the wind of God's Spirit just blowing through this place. And I want to ask You, Lord, that You will just touch people in this place now. Touch every mind. Touch every spirit. In the mighty name of Jesus. Take us out of our minds now, Lord, into Your presence, so that we can concentrate on what You want to tell us, Lord. I'm only Your servant today. And I want to bring Your word to Your children. In Jesus' name. Amen and amen. Baie dankie. Ek het nie beplan om dit te sê wat ek nou net gesê het nie. Ek het dit in my gees ervaar dat God dit vir die kerk wou sê nie. Ek gaan met U praat vanmôre oor Then Jesus noticed him. Johannes 5 vers 5. But there was a certain man there who had been suffering under his infirmity 38 years. When Jesus noticed him lying there helpless, knowing that he had been in this condition for a long time, he said to him, "Do you want to get well?" Net tot sover. Ek wil vanmôre 'n baie eenvoudige boodskap aan u bring. Ek is baie lief vir openbarings wat God vir ons gee. Dit is vir my baie lekker wanneer God die woord vir my oopskeur en vir my oopbreek. En ek openbarings by God kry oor die woord. Ek is lief om openbarings aan mense te bring, soos wat God dit vir my gee dan ook. Teen gisteroggend het ek regtig met 3 amazing openbaringsboodskappe gesit. Dinge wat God my gewys het hierdie week en ek was so opgewonde eintlik in my gees om hierdie boodskap net te deel met u. En terwyl ek hierdie hele week met God praat en loop met hierdie 3 boodskappe, hierdie 3 openbarings, wat ek vir God sê, Here, watter ene moet ek bring, watter ene moet ek aan die volk bring? Is dit asof ek net nie kon
vrede kry nie. Ek sê altyd vir my kinders, Jeffrey het nou eendag vir my gesê, hoe weet ek wanneer ek die regte boodskap het, dan sê ek kan dit nie vir jou verduidelik nie, ek weet dit net. Ek weet net wat ek weet. En terwyl ek met hierdie 3 boodskappe sit, is dit asof ek net nie daai gevoel kry van dis dit wat God môre wil sê nie. Ek was amper soos 'n beer met 'n seer toon. Want ek is die kant toe en ek is daai kant toe en is asof ek net nie vrede kon kry nie. En gistermôre toe gaan sit ek in my kantoor en ek sit musiek op en ek vat my Bybel en ek begin sommer net te lees. Maak sommer op 'n oop plek oop en ek begin net te lees en ek weet nie hoeveel hoofstukke ek gelees het eers nie en die volgende oomblik toe lees ek hierdie verhaal. Nou ek het self al so baie oor hierdie verhaal gepreek en so baie oor dit gepraat. Maar terwyl ek dit lees, toe ek hierdie skrif raak lees, toe ek hierdie een woord raak lees, onmiddellik in my gees, toe spring daar iets op. En ek besef, dis dit. Op daai oomblik toe skuif ek die Openbarings bietjie een kant toe. En ek sê, Here, whatever U wil hê ek moet doen, whatever U wil hê ek moet sê, dis wat ek sal sê. We all know this passage. We can all bring some kind of history out of this passage. There's a lot of history in there. Ek is seker ons kan 'n paar mooi teologiese verklaringe uit hierdie skrif uithaal. Ek het al baie goeie gehoor oor die bad en oor die water en oor al die goeie. Ek kan baie verklaringe hier uithaal. Maar ek gaan nie regtig oor die verhaal praat nie. Ek gaan nie eers oor die bad van Bethesda praat nie. Die woord wat my oog gevang het en wat die gees van God in my hart kom bær het, was die woordjie noticed. Johannes 5 vers 6 sê, when Jesus noticed him. Sê net gou vir iemand naby jou, notice. We can see a lot of people, but we don't always notice someone. You can be walking in town and in a supermarket and you will see a lot of people everywhere. But sometimes we don't even notice anyone. Usually we notice someone who's very loud. Hy geel mense. Or maybe someone who's dressed up in a certain way. Or someone who walks fast, or someone who's fighting with someone else, or someone telling a story to someone else. Most of the time, that's the people that we notice. Hulle wat iets doen wat jou aandag trek. Sien die woordjie notice beteken aandag trek. Jy sien soos ons loop baie keer verby mense en ons sien hulle, maar ons sien hulle ook nie. Weet julle waarvan praat ek? We see them but we don't notice them. The Bible teaches us in this scripture that there was such a lot of people lying around in this place.
Vers 2 sê, now there in Jerusalem, at the sheep gate, a pool, which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. In there lay multitude of sick people, blind people, lame people, awaiting for the movement of the water. Ek wil hê jy moet gou hierdie prentjies sien in hierdie 5 pilaargange van hierdie plek lê daar honderde mense. Siek, blind, krepeel, doof, hartversaking, kanker, noem dit wat jy wil vanmôre, lê in hierdie plek. Nou kom Jesus ingestap in hierdie plek in. En ek dink wanneer iemand in daai plek ingestap het, het hulle al hierdie mense maar net gesien. Die Bybel leer ook vir ons dat van hierdie mense het maar daar gesit en bedel. Want van hulle wou nie gee pad nie, maar dan het hy sy plekkie kwyt. Het jy al iewers gewees waar jy 'n sitplek het, lekker sitplek, maar jy wil nie net gaan om 'n koeldrank te gaan koop nie, maar dan verloor jy dalk jou plek. Ek dink dis hoe dit dalk daar was. Hulle wil nie move om te gaan kos koop of iets of te gaan kry nie, want dan verloor hy dalk sy plek hier naby aan hierdie bad. Dalk het party van hulle al so naby gekruip, hy kan net so omval, dan val hy in. Maar hy's dalk so honger want hy het nie kos nie, dan bedel hulle maar. Jy sien so baie mense kon by hierdie plek ingestap het en dalk hierdie mense raak gesien het of opgemerk het wat dalk gebedel het. Dalk het hulle dalk die gesien wat gekreun het van pyn dalk. Ander wat dalk 'n hand geswaai het en geroep het en gesê, kom help my gou-gou. Dalk was daar hulle wat maar net probeer aandag kry het van iemand af, om net bietjie te gesels. Maar Jesus stap by hierdie plek in. En hy sien al hierdie mense, but he noticed one. In between all this hundreds of people lying there, Jesus noticed one. Sê net vir iemand naby jou, noticed. Hy het nie probeer bedel nie. Hy het nie probeer iemand se aandag kry nie. Toe Jesus ingestap het, het hy nie Jesus geroep nie, of eers Jesus gegroet nie. Die Bybel sê vir my, hierdie man lê hulpeloos, dalk maar op 'n matrasie, op 'n stukkie materiaal. Ek weet vanmôre, kind van die Here, ons leer in die kerk van die Here Jesus, man, wanneer jy bid, moet jy spesifiek wees. Ag, daar's soveel reëls en regulasies, veral wanneer dit kom by gebed. Ekskuus. Mag dit seker nie sê nie. Jy bid verkeerd. Jy's nou nog nie gesond nie, nog nie 'n antwoord gekry. Dalk moet jy so bid. Ag, kom aan, wie weet waarvan praat ek? Dalk moet jy 'n bietjie harder praat. Dalk moet jy net eers bietjie gou jou sonde bely. En so kan ons vanmôre aangaan en aangaan en aangaan. Maar ek sê nie vanmôre dis verkeerd om dit te doen nie, hoor mooi my hart. Maar hierdie man lê daar, hy het nie sonde bely nie. Hy het nie Jesus geroep nie. Hy het nie Jesus se aandag probeer trek nie. Hy lê net daar. Tog is hy die een that's been noticed by Jesus.
Hy het niks gedoen nie. Hy het net daar gelê. Wat my getref het in hierdie skrifgedeelte kerk van die Here, die Bybel sê when Jesus noticed him lying there, knowing. Sê vir iemand knowing. Toe Jesus hierdie man sien, toe hy hom opmerk, toe weet hy alles van hom af. Die Bybel sê knowing his condition and that he's been lying there for 38 years. Jesus het dadelik geweet toe hy hierdie man sien. Knowing his condition. Hy het nie vir hierdie man gevra, wat makeer jou? Hoe lank lê jy hier? Is jy okay? Kan ek jou 'n bietjie regskuif? Kan ek jou 'n bietjie omdraai? Ag, hoor net wat ek vir jou wil sê vanmôre. The moment when Jesus saw this man, he knew everything about this man. Jesus knew his heart, he knew his mind, he even knew the condition of his body. He knew everything about it. For 38 years, 38 jaar lê hierdie man met hierdie kondisie wat hy het. Want dis hoe lank hierdie kondisie was volgens die Bybel. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, dalk is jy al moeg geroep, moeg probeer, moeg gebid, moeg gevas, moeg alles. Ek sê weer, ek het vir jou die eenvoudigste boodskap van God vanmôre vir hierdie kerk, man, jy is so moeg en uitgeput en afgemat vanmôre, dat jy besluit het, ek gaan maar net hier lê. Just gonna lie. Klim maar boor my as jy wil boor my klim. Skop my een kant toe as jy wil my een kant toe gaan. Ek is so moeg, ek gee nie meer om nie. Jy sien hierdie man het duidelik op 'n plek gekom in sy lewe wat hy nie meer omgegee het nie. Maar God ken vanmôre jou kondisie. Hy ken jou siektekondisie vanmôre. Hy ken jou finansiële kondisie vanmôre. Dalk loop jy vanmôre met 'n kondisie van abuse. Dalk loop jy vanmôre met jare lank met hierdie abuse in jou hart. Dalk is jou kondisie vanmôre dat jy geboelie was jou lewe lank. Of dalk sukkel jy vanmôre met 'n kondisie van verwerping vir soveel jare al. Dalk is jou kondisie vanmôre sonde of verslawing. Wat jy sukkel om van ontslae te raak. Maar weet jy wat? Jesus noticed you. Ek wil nie nou weer net sê notice nie. Sê net vir iemand naby jou, Jesus noticed you today. When you stepped into this place, when you woke up this morning, when you got dressed this morning, ready to go to church, God knew exactly your condition. Hy het vanmôre presies geweet wat jy nodig het, and he noticed you. Dis jou boodskap vanmôre kerk, God noticed you this day. Maybe you feel tired, but he noticed you. Kyk wat sê die Bybel. Die 5de vers sê, but there was a certain man there who had been suffering under infirmity 38 years. He's been suffering.
Suffering means that the problem's gone from bad to worse. Suffering means that it reached the highest peak of the level of your problem. Maybe for 38 years you've been praying for this. Maybe your whole marriage you've been praying for this. Maybe your whole life you've been crying to God. God didn't just know his condition. He knew exactly how long he's had this trouble. And he had this condition. He knew exactly. Kan ek vanmôre vir jou sê, God weet waarmee jy stoei vanmôre. Maar jy kan vanmôre jou maskertjie opsit vir my. Jy kan jou masker vanmôre vir jou vrou en vir jou man en vir jou kinders opsit, maar God ken vanmôre jou kondisie. God ken jou omstandigheid vanmôre. Hy weet presies wat in jou hart aangaan. Hy ken elke gedagte vanmôre wat jy dink elke oomblik van hierdie dag. He knows your condition and he noticed you. My skoolma het eendag vir my gesê, toe sy nog geleef het. As sy gebel het, dan sê sy, hoe gaan dit met my kind? Dan sê ek net, gaan goed, dankie mommy. En eendag toe sê sy, dit gaan maar altyd goed met jou. Ek sê, wat bedoel mommy nou? Sy sê, want jy sê altyd, het gaan goed. Jy sien ons mekaar sê, het gaan goed. Want ek het my maskertjie opgesit vanmôre. Voor ek by my kamer uitgestap het, ek my maskertjie opgesit. Vir die geel mense is dit dalk die clown maskertjie wat almal wil entertain. Vir die rooi mense is dit dalk die kwaai masker, net om die mense bang te maak vir my en op hulle op 'n afstand te hou. Dalk het jy die blou maskertjie op, wat almal moet net seker maak, my goed loop reg. Of die skaam groen maskertjie, wat maar net konflik wil vir my. Maar jy sit met jou maskertjie vanmôre in hierdie plek. But deep down inside, something's stirring up. Something's boiling up to break point. Somewhere along the line, you're going to rip the mask from your face and going to throw it on the ground and say, I had enough. I don't care anymore. Jy gaan dalk op die vloer gaan lê soos wat hierdie man op die vloer gaan lê het en gesê, Here, vat nou maar my lewe. Maybe you've been praying, Lord, don't let me wake up tomorrow morning. Because things are being too crazy in my life. Miskien het hierdie man daar gelê en gehoop iemand skop hom raak dat hy dalk sal sterf. Of trap dalk op hom dat hy maar die laaste asempie uitblaas. Moeg, afgemat, he suffered for 38 years. I don't know how long you've been suffering. But God knows your condition. Ek weet ek sê dit baie vanmôre, maar wil jy nie vir iemand naby jou net sê, God knows your condition.
En as iemand dit vir jou sê, dan sê jy, thank you Jesus. He's been suffering. The Bible calls it infirmity, and it means weakness. God knows your weakness. God knows what's troubling you today. Weakness makes me cry. God knows every tear you've been crying. He knows what you've been struggling with. Wanneer jy op jou bed lê in die aand en die trane oor jou wange loop, of eintlik maar hier oorloop en jy lê op jou kopkussing en jy voel, Here, my oë brand van die trane, ek kan nie meer nie. He knows your condition. And today, He noticed you. As daar een ding is wat ek weet vanmôre kerk, is dat hierdie boodskap is nie sommer iewers eruit geruk nie. God het dit in my hart kom plante en vir my in my gees kom ontwikkel sodat ek vir iemand in hierdie plekke en vir iemand op Facebook vanmôre kan sê, God knows your condition and He noticed you today. He didn't just saw you. He noticed you. Ek het dan vanmôre sê, maar pastoor, ek het niks gedoen om sy aandag te trek nie. Want ek lê maar net, ek is moeg. Doesn't matter. He noticed you. He knows every weakness you have, everything you are struggling with, every prayer you pray, even the prayers you pray just for yourself. Wanneer jy soms so met jouself praat, God noticed it. Verse 6, when Jesus noticed him lying there, helpless. Helpless means he tried everything he as a human can try. I don't know how long have you been crying. I don't know how long have you been helpless. Maybe 38 years. He tried everything he could. He had no answers anymore. Hy het geen plannetjies meer gehad nie. He was just lying there. Moeg, afgemat, seer, stikkend. Jy sien, God het die diepste van sy hart geken. Jesus het die diepste wese van hierdie man se hart geken. Die stikkende hale wat binne in jou binneste geslaan is, wat niemand sien nie. Die bloed wat loop, wat niemand sien nie. Die wonde wat stikkend is, wat niemand oor praat nie. The wounds nobody noticed. God noticed them. Jy sien, is maklik baie keer, wanneer jy kan sien iemand is siek, dan kan jy sê, ek wil bid vir jou. Wanneer jy sien iemand is hartseer, dan kan jy sê, ek bid vir jou, ek is saam met jou, ek kan met hulle praat. But it's the wounds that's much deeper that nobody sees. That's the wounds Jesus noticed.
And he's telling you today, I know your condition. I know your condition. Totaal hopeloos. Dalk voel jy vanmôre, Here, my hande is afgekap. Ek voel so hulpeloos. Ek voel so hopeloos. Maar ek het vir iemand iets in hierdie woord in hierdie plek vanmôre. Die feit dat jy vanmôre in hierdie plek sit. Die feit dat jy vanmôre op hierdie diens sien. Die feit dat jy vanmôre jou oë oopgemaak het, sê vir my dat God nog 'n plan het met jou lewe. Hierdie man wat daar lê het gedink, dis verby. Dis klaar. Maar Jesus het 'n plan gehad met sy lewe. God het 'n plan met jou lewe, groter as wat jy vanmôre kan besef. Ag, kan ek vanmôre sê, dis groter as jou plannetjies. You see, to get noticed by God, to get noticed by Jesus, sometimes we have to set our minds aside. Our plans, throw it in the dustbin. As ek dit so kras kan sê vanmôre. Dis tyd vanmôre om dalk jou een plannetjies een kant toe te skuif, want jy sien terwyl jy nog besig is met al jou plannetjies en al jou beplanning en al jou goed wat jy doen en wat jy wil doen om net reg te kom, om net te kan survive, staan God terug. But the moment when I surrender my everything, He noticed me. The moment I surrender my life, the moment I surrender my children, the moment I surrender my finances, the moment I surrender my body unto God, He noticed me. He's asking you today, are you willing to surrender? Jy sien terwyl die man daar lê, het almal gedink, ag hy's 'n swakkeling. Hy probeer nie eers nie. Ek dink mense het by hom gekyk en gesê, man, probeer net so bietjie daarom nader kom. Maar hy het net daar gelê. He surrendered his life. He surrendered everything. Helpless. Jy sien, wanneer ons die woordjie helpless sien, dan dink ons ek is 'n swakkeling. Ek het gefaal. Lord, I'm helpless. Ag, ek is niks. Jy sien, dit wat ek en jy leer, partykeer as kinders, en selfs as groot mense, kom partykeer op 'n plek wat ons dink ons is swakkelinge. Of ons is 'n teleurstelling vir iemand. Of ons is 'n failure. Maar jy sien by God werk net die teenoorgestelde. Die totale teenoorgestelde. Want die oomblik wanneer ek surrender, soos wat hierdie man gesurrender het, He noticed me. He noticed me. He noticed you. Luister wat sê die Bybel. Vers 7 sê, Jesus vra vir hom, wil jy genees word? En hy antwoord, hy sê, die Bybel sê, en die sieke antwoord en sê, Here, ek het niemand nie. Dalk het jy al gedink, ek het niemand. Dalk het jy al met trane oor jou wange na God toe geroep en gesê, Here,
Ek het niemand wat weet waardeur ek gaan nie. Ek het niemand wat weet hoe ek voel nie. Ek het niemand wat my verstaan nie. Want dit voel of jy jouself nie eers verstaan nie. Want jy kan vir niemand beskryf die gevoel wat jy in jou binneste het nie. En ek sê, Here, ek het niemand. I've got no one. But you know what? He noticed you. Ek sê net gou weer vir iemand naby jou, Jesus noticed you this morning. En ek sien net om vir mense nie te wys hoe ek eintlik voel in my binneste nie. Om vir mense net nie te wys waardeur ek regtig gaan nie. Dan sit ek maar weer my maskertjie op, gryp hom van die vloer af op en sit hom maar net weer aan. Maybe they won't like me anymore if they know the truth. Miskien gaan hulle nie van my hou as hulle weet wat ek in my lewe alles gedoen het nie. Dan gaan hulle my verwerp as hulle weet waar ek vandaan kom en wat ek in my lewe al die foute en die goed wat ek gemaak het nie. Daarom bly ek maar stil, Here, ek het niemand nie. Hierdie man sê, Here, ek het niemand nie. Dalk vreet die eensaamheid jou op soos 'n kanker vanmôre. Dalk het jy soveel geraamtes in jou kas vanmôre dat jy niemand vertrou nie om te naby aan jou te kom nie. Want dalk draai hulle net hulle rug op my. Dalk dink hulle net ek is nie meer goed genoeg nie. Want niemand ken die pyn wat jy mee sit nie. Niemand ken die pyn in jou binneste vanmôre nie. En niemand ken die fisiese pyn wat jou in die nag wakker maak. Dat jy voel, Here, ek kan nou nie meer nie. Die pyn wat woorde vanmôre nie kan beskryf nie. But I am here today to tell you, Jesus noticed you. God not only saw you today when you stepped into this place, He noticed you. He read your heart as a book. And He wants to touch you today. He wants to revive you today. He wants to restore you today. He wants to heal you today. Vers 8 sê, Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. En dadelik het hierdie man gesond geword, van sy bed af opgestaan en geloop. Not tomorrow. Ek sê dit vanmôre met groot geloof in my hart. Omdat ek weet hierdie woord kom uit die hart van God uit vanmôre, sê ek dit met soveel geloof vanmôre. Not tomorrow. Not the day after that. Not next week or next month or next year. Today. He noticed you and He wants to touch you. Today. Sê vir iemand naby jou today. Sê vir jouself vanmôre, today. Vandag. Mense sal dalk vir jou sê, ag, dit's nie reël nie. Dit kan nie regtig gebeur nie. Dit gaan nie hou nie. Maar luister gou wat sê hierdie man.
10 sê, en die Jode sê toe vir hom, wie vir hom wat genees is, dis Sabbat. Dit is jou nie geoorloof om jou bed op te tel en te loop nie. Hy antwoord en sê, hy wat my gesond gemaak het gesê. He who noticed me said, hy wat my raak gesien het, hy wat my hart geken het, hy wat my hart deursoek het. He who knows my condition, he's the one who said. He's the one who said, I will touch you today. He's the one who said, I will restore you today. I will revive you today. He's the one who said, it's not Pastor Tony today. It's not a church today. The Spirit of God says today to you, I want to touch you. He's the one who said, I want to touch you today. He knows your condition. And he noticed you. Kom ons sluit ons oë asseblief.
This man didn't do something spectacular. He didn't say something wonderful. Hy het niks snaaks gesê of gedoen of gereageer nie. He just surrendered his life. He was surrendered. God soek nie vanmôre 'n beter gebed nie. Hy ken jou gebed. Hy hoor jou gebed. Hy ken jou hart vanmôre, hy ken jou trane. Hy weet alles vanmôre. Maar hy soek vanmôre 'n man en 'n vrou, 'n seun en 'n dogter wat vanmôre kan sê, Here, as surrender, ek gee oor vir God vanmôre. Dit was nie vanmôre 'n ingewikkelde boodskap nie. Ek het jou kind in die plek aan vanmôre vir jou sê wat ek gepreek het. Maar ek wil vanmôre jou vra, vanmôre kerk van die Here. If you want Jesus to notice you today, it's time to surrender. Really surrender. Surrender means, Lord, take total control of my life. Total control. Totale beheer van my lewe, Here. I will just follow wherever you say, no matter where I go, or no matter wherever you lead me, oh God, I will just surrender and go. Wie sal ek vanmôre en sal ek met my voete wil staan? Steek jou hande net vanmôre vir 'n oomblik so op. En sê net vanmôre, Lord, I surrender. I surrender, God. God het met jou gepraat vanmôre. God het in jou hart gepraat vanmôre. Diep in jou wese het God met jou gepraat vanmôre. Moenie vanmôre stop die prikkels nie. Moenie vanmôre stop deur God se woord en deur God se gees nie. God roep jou vanmôre. He knows you. He knows your condition and he wants to change your life. He wants to heal you. He wants to touch you. He wants to revive you and restore you today. But you need to say, Lord, I surrender. Ek kan nie gebed vir jou bid nie. Ek kan nie my hande op lê vir dit nie. You are the one who has to say today, Lord, I surrender. Arms stretched wide.
Jesus vra die man, do you want to get well? God asking you today, do you want to get well? Just sing it. Vader, ek bid vanmôre vir elkeen in hierdie plek. Ek bid Here dat die krag van die Here nou elkeen sal toesak en die heerlikheid van die Here elkeen se deel sal wees. Ek bid vanmôre dat jy elkeen se oor vanmôre sal inspraak lewer in die naam van Jesus. Ek bid dat jy nou by elkeen sal stil staan, soos wat jy nou elke hart ken, as you know everyone's condition in this place, Lord. And you noticed everyone, even those watching on Facebook, Lord, you noticed them today, Lord. I want to ask you, Lord, that you will touch them in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Such
Bakers dearly blue, now you're crazy cry. Vader, baie dankie dat jy in hierdie plek was saam met ons vanmôre. Ek wil vra sê dankie vir elkeen wat hier was, elkeen wat gekyk het, Here, wat ek môre bid dat jy sal toeval met die liefde, met die genade en die week, Here. Ek bid dat die guns en die eerlikheid van die Here op hulle sal rus bonatuurlik, Here. Ek bid dat die engele gaan na ons beveltjie vir ons uitgetrek, ons agterhoede te wees van alle kante af in te sluit en ons trek kosbare bloed oor elkeen van ons, Here. Dankie vir die guns en genade en die liefde, Here. Ek seën hulle nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. In Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, die Here seën. Dankie vir elkeen se gelukwens. Mag die Here seën, dit baie lekker gewees om van elkeen van julle te hoor. Elke gelukwens en ek vat dit in die naam van Jesus. Hou dit vas vir ons gaan asseblief, daar's koeke agter en koffie en tee. So maak asseblief seker